Dr. Mulder, ons is vandag hier by Eskom vir 'n betoging teen krag, maar daar's 'n ander baie belangrike brandpunt vir die Afrikaners, spesifiek die Afrikaanse skole. In Gauteng is die LER besig om nare geleide te maak rondom 66 Afrikaanse skole wat hy na dubbelmedium skole toe wil verander. Hoe voel die Vryheidsfront Plus hieroor en wat kan ons doen om hierdie skole te ondersteun? Wel, ek het al gereageer deur 'n ding te skryf daaroor. Die werklikheid is dat wat die LER sê aan een kant en wat hy doen sê daar's 'n dubbel agenda. Hy sê ewe onskuldig dit gaan oor kindertjies wat nou skool toe gaan, daar's nie genoeg kapasiteit nie en daar moet daar gekyk word na skole. As jy regtig wil kyk na skole, gaan kyk in die verskillende townships. Daar's hoeveel van daardie skole wat besig is om leeg te loop omdat die kinders aangery word na model C skole wat nie een van daai skole is op die lys nie. Daar's net Afrikaanse skole op wat meeste van hulle vol kapasiteit het. Ons neem 'n eenvoudige voorbeeld. Voortrekker Hoogteskool het intussen Engels enkelmedium geword. Daar's 'n klomp Afrikaanse kinders daarna by. Niemand bekommer daaroor. Hoekom kan hy nie dubbelmedium word om daai Afrikaanse kinders te akkommodeer nie? Hulle moet nou aangery word hoe ver na skole toe. En die punt wat ek probeer maak is dis dubbele standaarde. Sy verskillende agendas om Afrikaans te teiken hier. Dit gaan nie regtig om dubbelmedium nie, dit gaan nie regtig om kapasiteit nie. Ek dink nie hy verstaan wat ons bedoel met moedertaalonderwys nie, al praat hy dit na die mond, ja. Wat is die roete vir bestuursrade van skole wat sulke briewe kry van die Gauteng regering af en wat begin druk? Watter pad kan hulle loop en waar kan die party dalk betrokke raak om daai pad bietjie makliker te maak vir die bestuursrade? Nee, hulle kan met ons skakel enige tyd, ons sal advies gee, ook die onderwysliggame. Ons het geskakel aan die verskillende onderwysvakbonde en hulle is meer as bewus van die situasie en bereid om tot die hoogste hof te gaan as dit daarop aangaan. Ons het in die parlement daaroor gepraat, en vir die minister van onderwys gesê, weet jy wat doen jou LER aan die ander kant en hoe argumenteer jy dit? Ons hoop ons kan van daar af druk sit en dan moet beheerrade, soos ek sê, advies vra van hulle spesifieke vakbonde en van ons om die ding te veg waarop daar eintlik is. Nie so eenvoudig om net van bo af dit af te forceer as hy probeer doen nie. Wat is die oplossing? Daar is 'n duidelike probleem dat daar nie genoeg skole gebou word nie. Dit is amper soos 'n trein wat in die tonnel afkom. Wat is die oplossing vorentoe? Wat vir beide kante, die Afrikaans sprekende sowel as die Engels of ander huistaalsprekende kind daar buitekant 'n goeie opvoeding gaan verseker? Ek is nie seker dat daar's meer as genoeg geld. Jy weet, die geld is oorweldig en die grootste begroting is onderwys. Daar's meer as genoeg geld om skole te bou. En nou die vraag is waarom net na die een rigting toe? Waarom werk dit nie aan die ander kant toe uiteindelik nie? Die grondwet sê, daar is geregtig op enkeltaal skole eintlik. Dit staan in die grondwet, daar is wel klausules so ver moontlik en dan benut hulle dit aan mekaar. So ek is oortuig daarvan, skole moet sorg dat hulle vol is. Daar's baie maniere om dit so te maak, dat daar nie argument kan wees vir kapasiteit nie. As die skool vol is en hy's enkeltaal Afrikaans, dan sê kan ons veg tot in die hof. Dan moet die departement skole bou vir ander skole. En die eintlike belangrike ding is, kry die township skole op standaard. Want die ouers ry hulle kinders tans daarna aan. As jy nou van transformasie praat, sê ek vir die model C skole is die verste getransformeer van almal. Hulle het iemand van almal in daar. Al die rasse is daar in Afrikaans. Township skole het nie eintlik verander nie. So dis ook 'n oneerlike argument. Kom ons kry township skole om te werk. Dit is nie onmoontlik dat van goeie skole kan praat om met daai skole om hulle te help nie. Maar om te dink jy gaan hulle saam kan voeg of almal dubbelmedium maak, dit gaan nie ons probleem oplos nie.